Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 3de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: bedrog van 8,3 miljoen rand deur Vrystaat amptenare oopgevlek. Jou volle storie is hier. Nog stories: oorlog teen Iran is onvermydelik. Vrystaat het nuwe back and closure gevalle. Limpopo het die minste moorde. Zverev wen in die Franse Ope. Afrigter is ligtig vir die stommers in VRK. Verskeie amptenare van die Vrystaatse regering is na bewering in die moeilikheid nadat ondersoekers beweerde bedrog van so 8,3 miljoen rand aan die lig gebring het. Volgens berigte word beweer dat die geld onregmatig bekom of aangewend is deur middel van onreëlmatige transaksies en administratiewe prosesse. Die saak word ondersoek deur wetstoepassingsowerhede en die betrokke amptenare kan strafregtelike aanklagte in die gesig staar indien voldoende bewyse gevind word. Die voorval beklemtoon die belangrikheid van deursigtigheid in staatsdepartemente, verantwoordbare struktuur van belastingbetalers se geld, sterk interne beheermaatreëls om korrupsie en bedrog te voorkom, optrede teen amptenare wat hulle posisie misbruik. Die ondersoek duur voort en verdere ondersoeke sal na verwagting bekend gemaak word wanneer die saak voor die hof verskyn of wanneer ondersoekers hulle bevindings bekend gaan maak. Volgens onlangse berigte het 'n senior Iranse militêre amptenaar gewaarsku dat hervatting van die oorlog maar die VSA onvermydelik kan wees indien die huidige onderhandelinge besluk en spanning verder toeneem. Iran het ook aangekondig dat het sekere vredesgesprekke met Washington opgeskort het weens die situasie in Libanon en voortdurende militêre spanning in die streek. Ten spyte van die harde retoriek, dui ander berigte daarop dat diplomatieke gesprekke steeds nie heeltemal doodgeloop het nie. Beide die VSA en Iran het die afgelope dae aangedui dat nog ruimte vir onderhandelinge bestaan, al bly groot struikelblokke in die weg. Dit bly 'n vinnig ontwikkelende situasie en volgende paar dae kan bepalend wees of beide partye terugkeer na onderhandelinge of verdere eskalasie gaan ervaar. Die aantal bevestigde back and closure gevalle in die Vrystaat het volgens berigte verder toegeneem, met sommige verslae wat meld dat die totaal nou meer as 600 gevalle bereik het. Die provinsie bly een van die ergste geteisterde gebiede in Suid-Afrika. Hoewel miljoene diere reeds landwyd ingeënt is, verduidelik kenners dat die toename in aangemelde gevalle nie noodwendig beteken die enstof werk nie. Meer intensiewe toetsing, beter monitering en opsporing van subkliniese gevalle waar diere die virus dra sonder duidelike simptome, lei daartoe dat meer besmettings opgespoor word. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het in April gesê dat daar geen nuwe deurbrake in reeds ingeënte kuddes aangemeld is nie, wat daarop dui dat die enstof wel beskerming bied. Meer as 2 miljoen diere is teen einde Maart ingeënt en die regering het verdere miljoene dosisse ook bestel. Kortliks, back and closure bly 'n groot probleem in die Vrystaat provinsie. Die aantal bevestigde gevalle het sterk toegeneem. Inentings gaan voort op groot skaal. Meer toetsing en opsporing verklaar deels waarom die syfers steeds gestyg het. Owerhede hou vol dat enstof help om verdere verspreidings te beperk. Die siekte het groot gevolge vir veeboere, aangesien kwarantainemaatreëls en beperkings op 'n beweging van vee ekonomiese verliese vir boere kan veroorsaak. Volgens die jongste misdaadstatistieke van Suid-Afrikaanse Polisiediens het die Limpopo provinsie die laagste moordsyfer van al 9 provinsies. Die provinsie het 'n moordsyfer van ongeveer 4,7 moorde per 100.000 inwoners, wat dit die veiligste provinsie in hierdie kategorie maak. Limpopo het ook beduidende dalings in verskeie ernstige misdade aangeteken, terwyl die provinsie se owerhede die verbetering toeskryf aan groter polisiesigbaarheid, gemeenskapssamewerking en misdaadvoorkomingsinisiatiewe. Dit kom terwyl Suid-Afrika se algehele moordsyfer ook onlangs afgeneem het. Die toestand van skooltoelatings in Suid-Afrika het volgens kenners 'n nuwe laagtepunt bereik, met duisende ouers wat steeds sukkel om plek vir hulle kinders by skole te kry. Probleme soos oorvol klasse, 'n tekort aan skole in sekere gebiede en administratiewe uitdagings plaas verdere druk op die onderwysstelsels. Die onderwysorganisasies waarsku dat die situasie dringende aandag verg om te verseker dat elke leerder toegang tot gehalte onderwys het. Intussen doen provinsiale onderwysdepartemente pogings om die addisionele plekke te skep en bestaande infrastrukture te kan uitbrei. Ouers word aangemoedig om toelatingsaansoeke vroegtydig in te dien en gereeld met skole en onderwysowerhede kontak te hou oor beskikbare plekke vir hulle kinders. Die ondersoek na die omstrede Palapala saak bly voortduur tensy 'n bevoegde hof beslis dat dit gestaak word of op 'n ander wyse hanteer moet word. Die saak hou verband met die diefstal van 'n groot bedrag buitelandse valuta wat in 2020 op president Cyril Ramaphosa se Palapala wildsplaas in Limpopo plaasgevind het.
Sedert die saak in die openbaar bekend geword het, het dit gelei tot verskeie ondersoeke deur wetstoepassings en toesighoudende instellings. Vrae is onder meer gevra oor die oorsprong van die geld, die wyse waarop die diefstal aangemeld is en die optrede van die persone wat by die ondersoek betrokke was. Die ondersteuner van die president voer aan dat die reg sy gang moet gaan en dat alle feite eers behoorlik ondersoek moet word voordat enige gevolgtrekkings gemaak word. Kritici meen weer dat die publiek duidelike antwoorde verdien oor die gebeure en hantering van hierdie saak. Regskenners wys daarop dat enige hofbeslissing wat die ondersoek raak 'n belangrike invloed op die verdere verloop van hierdie saak kan hê. Die minister van Water en Sanitasie, Phemi Majudina, het aangekondig dat die regering sy nasionale wateraksieplan nou gereed is en binnekort en volle geïmplementeer sal word. Die plan bevat kort, medium en langtermyn maatreëls om Suid-Afrika se groeiende waterkrisisse aan te spreek. Volgens Majudina fokus die plan op herstel van waterinfrastruktuur, die verbetering van dienslewering deur munisipaliteite en die bekamping van waterverliese tydens lekkasies, korrupte en vandalisme. Die regering beoog ook om meer geld vir waterprojekte beskikbaar te stel deur openbare private, vennootskappe en ander finansieringsmeganismes. Van die onmiddellike stappe sluit in groter ingryping by swak presterende munisipaliteite, versnelde voltooiing van waterprojekte wat reeds vir jare vertraag word en die aanstelling van bevoegde diensverskaffers waar nodig is. Die plan maak ook om gemeenskappe wat nog nie toegang tot skoon drinkwater het nie, beter te kan bedien. Majudina het verder gesê, die land het sowat 400 miljard rand nodig om verouderde munisipale waterinfrastruktuur te herstel en op te gradeer. Sy het gewaarsku dat lekkasies, swak instandhouding en infrastrukture wat nie betyds herstel word nie, van die grootste bedreigings vir Suid-Afrikaanse watersekerheid betref. Die private hospitaalgroep Mediclinic het die afgelope paar jaar sterk finansiële groei getoon met hoër inkomste, beter winsmarges en toenemende pasiëntgetalle wat tot die verbeterde prestasies bygedra het. Volgens onlangse syfers het Mediclinic se groei-inkomste met sowat 5% gestyg, terwyl aangepaste verdienste meer as 20% toegeneem het. Die groep se bedryfswins het ook met ongeveer 16% verbeter, danksy sy sterk vraag na private gesondheidsdienste en verbeterde kostebeheer. Die sterk prestasie het ook 'n positiewe bydrae gelewer tot die resultate van Remgrow, wat berig het dat Mediclinic een van die belangrikste drywers van sy winsgroei was gedurende die afgelope verslagtydperk. Leinster se hoofafrigter, Leo Cullen, het aangedui dat hy groot respek het vir die uitdaging wat die Stormers hierdie naweek in die VRK se halfeindstryd gaan bied. Hy het beklemtoon na die Kaapse span oor ervaring, fiksheid, aanvallende vermoë beskik om enige span in die kompetisie te wen. Cullen se grootste bekommernis is egter sy span se beseringslys. Verskeie sleutelspelers word nog gemonitor na Leinster se oorwinning oor die Leeu's en die afrigter wag op die finale fiksheidsverslag voordat hy sy span vir die halfeindstryd gaan bevestig. Die Stormers het reeds bewys dat hulle gevaarlik op reis kan wees en beskik oor verskeie springbokke wat wedstryde kan omkeer. Cullen weet dat sy span nie die Stormers kan onderskat nie, ondanks Leinster se indrukwekkende vertoning in die kwart eindronde. Met 'n plek in die VRK eindstryd op die spel, word 'n taai en fisieke kragmeting in Dublin verwag. Leinster sal tuisvoordele hê, maar Cullen is deeglik bewus daarvan dat die Stormers reeds in die verlede groot wedstryde onder druk gewen het. Die Vodacom Bulls afrigter Johan Ackerman het erken dat die herinnering aan verlede jaar se VRK eindstryd nederlaag teen die Glasgow Warriors steeds vars in die spelers se gedagtes is terwyl hulle voorberei vir nog 'n belangrike kragmeting in Skotland. Die Warriors het die Bulls in 2024 VRK eindstryd op Loftus Fairfield gewen om die titel te wen. En die Ackerman weet sy span sal hierdie keer baie skerper moet wees om die Skotte te wen. Ackerman het die afgelope week beklemtoon dat Glasgow een van die mees kliniese spanne in hierdie kompetisie is en dat die Bulls nie dieselfde foute kan bekostig wat hulle in vorige wedstryde gemaak het nie. Spesifiek verwys na onnodige aflewerings van balbesit en die behoefte aan groter geduld met die bal in die hand. Hoewel die Bulls met groot selfvertroue reis nadat hulle Munster oortuiging gewen het, verwag Ackerman dat Glasgow hulle moeilikste toets van hierdie uitspelronde gaan wees. Hy glo egter dat die skuif van die wedstryd na Murrayfield eerder as na Glasgow se kunsgrasveld by Scotscan die Bulls kan bevoordeel. Met 'n plek in die VRK eindstryd op die spel, sal die Bulle vasbeslote wees om die pyn van verlede jaar se nederlaag agter hulle te sit en hierdie keer die laaste lag teen die Warriors te hê. Die Oekraïense tennisster Marta Kostyuk het 'n landgenoot Elina Svitolina in 'n taai Franse ope kwart eindstryd met 6-3, 2-6 en 6-2 gewen om die eerste keer in haar loopbaan 'n Grand Slam halfeindstryd te haal. Die wedstryd was die eerste Franse ope kwart eindstryd ooit tussen twee Oekraïense vrouespelers. Nadat Kostyuk die eerste stel gewen het, het Svitolina sterk teruggeveg om die tweede stel in te palm. Kostyuk het egter in die beslissende derde stel beheer oorgeneem om die oorwinning te beklink.
Met die oorwinning word Kostouk die eerste Oekraïense vrou in die ope era om die halfeindronde van Roland Garros te bereik. Sy sal nou teen Mira Andreeva te staan kom vir 'n plek in die eindstryd. Kostouk het na die wedstryd haar oorwinning aan mense van Oekraïne opgedra en gesê dat sy hoop haar prestasie kan inspirasie bring te midde van uitdagings wat haar land tans ervaar. Suid-Afrikaanse opkomende naloopster Bayanda Walaza het sy 2026 seisoen op indrukwekkende wyse begin deur 'n nuwe byeenkomsrekord in die 100 meter by die Treviso byeenkoms in Italië op te stel. Die 20-jarige Walaza het die wedloop op 'n blitsige 10,03 sekondes gewen en daarmee die vorige byeenkomsrekord ook verbeter. Sy vertoning het weer eens bevestig waarom hy een van die grootste jong talente in wêreldatletiek beskou word. Walaza het reeds 'n Olimpiese silwermedalje wenner is en voormalige wêreld junior kampioen is, het na 'n beseringsonderbreking sterk teruggekeer en onmiddellik sy merk op die internasionale baan gemaak. Sy seisoenbeste tyd van 10,03 sekondes plaas hom weer onder die beste atlete om dop te hou in 2026 seisoen. Die jong Suid-Afrikaner se persoonlike beste tyd staan op 9,94 sekondes wat hy in 2025 opgestel het. Kenners glo dat hy die potensiaal het om nog vinniger te hardloop na mate die seisoen gaan vorder. Met atlete soos Walaza wat aanhou uitblink, lyk die toekoms van Suid-Afrikaanse naloopatletiek besonder blink. Die Duitser Alexander Zverev het dinsdag sy plek in die halfeindronde van die Franse Ope bespreek nadat hy die opkomende Spaanse ster Rafael Jodar in 3 stelle met 7-6, 6-1 en 6-3 gewen het op die Roland Garros baan in Parys. Jodar het vroeg in die wedstryd gewys waarom hy as een van Spanje se grootste jong talente beskou word en het selfs 'n voorsprong in die eerste stel opgebou. Zverev se ervaring het egter op die belangrike oomblikke deurgestaan toe hy die valbuil in die eerste stel gewen het. Daarna die Duitser volle beheer van hierdie wedstryd oorgeneem. Met die oorwinning bereik Zverev sy 5de Roland Garros halfeindstryd in die afgelope 6 jaar en bly hy op koers om sy eerste Grand Slam titel te wen. Hoewel Jodar uitgeskakel is, het die 19-jarige Spanjaard groot indruk gemaak met sy vertonings tydens die toernooi. Sy kwart eindronde verskyning word reeds as deurbraakprestasie vir hierdie jong speler beskou. Die voormalige Cheetah loskakel George Lawrence gaan in die komende Karibeker reeks vir die Sanlam Boland Cavaliers uitdraf op 'n loskakel. Die 26-jarige spelmaker maak die skuif na Wellington nadat hy voorheen vir die Cheetahs gespeel het en deel was van die span wat die Karibeker in 2023 gewen het. Hy bring dus waardevolle ervaring en spelbeheer na die Boland span wat die afgelope seisoene vinnig opgang gemaak het in Suid-Afrikaanse provinsiale rugby. Lawrence het reeds in die Waarsek Cup en die SA Cup uitgestaan as 'n kreatiewe en betroubare nommer 10 en sy spelvermoë by loskakel word as 'n groot versterking vir die Boland span beskou. Sy aankoms pas in by die span se breër plan om diepte en stabiliteit in die agterlyn te bou vir die Karibeker kompetisie. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek lyk so: Messina 1528, Polokwane 1022, Lephalale 1225, Mbombela 1027, Mahikeng 1022, Pretoria 1222, Johannesburg 1220, Ermelo 619, Kalahari 1125, Gaborone 1325, Richards Bay 1525, Pietermaritzburg 1022, Durban 1623, Port St Johns 1621, Pongola 1327, Maputo 1729, Bethlehem 617, Bloemfontein 29 in die middag, Allewaldoorn 29, Welkom 1121, Vryburg 1023, Kimberley 1023, Appington 1121, Prieska 1122, Springbok 713, Karasburg 917, Keetmanshoop 919, Mariental 926, Alexanderbaai 1317, Brandvlei 919, Loedersbaai 1321, Vredendal 1321, Kaapstad 1317, Sutherland 39, George 1115, Jeffreys Bay 1217, Kibera 1216, Graaff-Reinet 610, Kaap-Ogalas 1315, De Aar 816, Multino 616, Beaufort Wes 613, Oos-London 1217, Mabalane 16 en 31 grade Celsius in die middag. Hier volg 'n kort reënopsomming vir die provinsies. Wes-Kaap swaar reën en baie koud langs die kus. Die Oos-Kaap koud met verspreide reën. Noord-Kaap provinsie meestal droog en koud. Vrystaat koel met ligte reën plek. Gauteng bewolk met min reën. Limpopo warm noord
Donderbuie is moontlik in die suide, in Mpumalanga, buie en donderstorms kan voorkom, Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk, enkele buie kan ook voorkom, KwaZulu-Natal, warm en klam, met donderstorms. 'n Kort opsomming, Wes- en Oos-Kaap, nat en koud, res van die land wisselend, met plaaslike buie. Ons markaanwysers lyk as volg, die rand verhandel teen R16.20 teenoor die Amerikaanse dollar, die pond kos R21.83, 'n euro verhandel teen R18.87, die Australiese dollar kos R11.64, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,959 per fyn ons, palladium kos $1,384, goud kos $4,526 per fyn ons, silwer per fyn ons is $76.27, Brent olie per vat is $94.98. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.